Gaan dit goed? Voel dit nie asof daar elke week 'n nuwe oorlog begin? Dis regtig erg. Ek weet nie of julle die nuus volg nie, maar daar is nou weer 'n groot oorlog aan die gang tussen Amerika en Israel en Iran. Volg julle dit? Julle almal weet van dit? En julle het gesien dat die Ayatollah is nou doodgemaak. Ja, en hierdie moet jy weet, is een van die groot gebeure in ons geskiedenis, hoor, en in ons tyd. Dit gaan nie goeie gevolge hê vir ons almal nie. Jou petrol gaan duurder raak, sien dit klaar, daai Hormuz seestraat is toe. En so dit, ja, hierdie goed is sleg, julle. Dit is maar altyd 'n probleem. Ek moet vir julle sê, ek is nie die grootste voorstander van Iran nie, hoor. Dit moet ek nou wel sê. Maar ek weet ook nie of ek ten gunste is van hierdie oorlog nie. Ek weet nie wat dit jou in die sak, wat dit hulle in die sak gaan bring nie. Ek weet nie eers wat hulle wil bereik daardeur nie. Ek dink ook nie dis prestige nie, want jy weet, Trump, ek dink nie Trump wil dit doen nie. Ek dink dit gaan teen sy hele beleid dat hy eintlik 'n president wil wees wat die land nie in nog 'n oorlog ingedompel het nie. En hy het actually gesê, sy opponent Kamala Harris, sy is die een wat die oorlog met Iran gaan begin. Die probleem is, Israel het 'n verskriklike sterk stem in Amerika. Daar's 'n baie goeie boek wat jy kan lees van John Mearsheimer. Hy is 'n politieke analis van die Universiteit van Chicago. Ek luister nogal graag na sy analises. En hy het 'n boek geskryf, The Israel Lobby. Jy kan gerus, is al van julle wat daai boek gelees het al, jy kan gerus daai boek lees waar hy praat van die ongekende invloed wat Israel het op Amerikaanse politiek en internasionale beleid. So, yes. Ja, hy het omtrent 10.000 mense laat doodmaak. Jy weet, nee, dis hoekom ek sê, daai ou, ek dink dis boos, jy weet. Ek dink dis 'n bose terroriste staat. Dit is moeilik om te doen aan daai goed, maar in elk geval, ek volg nou nogal die nuus. Ek stel baie belang in Midde-Oosterse politiek, uiteraard. Dis nie die begin van die eindtye, dink ek nie, en ek dink nie ons lees van hierdie oorlog in Openbaring nie. Ek hoop nie so nie. Kyk, volgens Lukas en Handelinge, ons is by Lukas vanaand, wanneer begin die eindtye? Ja, is reg. Ons het al begin, julle is almal heeltemal reg. Jesus sê vir sy disippels hy sê in die Lukas Evangelie, ons gaan nou vanaand praat oor Lukas, so dis nou interessant. Hy sê in die Lukas Evangelie, as hulle nagmaal het, dis interessant dat die Lukas Evangelie skets nie regtig 'n Paasfees seder ete maaltyd soos die ander evangelies nie. Dit is 'n ete in Lukas. Maar dan sê Jesus die woorde, ek sal nie saam met julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink voor die laaste dinge begin nie, nee. Ek parafraseer nou. Maar wanneer eet Jesus weer saam met hulle? Hy eet dan weer saam met hulle, nee, wanneer? Na sy opstanding. So met die opstanding van Jesus en die uitstorting van die Gees, daar begin die eindtye vir Lukas. So. Ons kyk vanaand na die Lukas Evangelie. Lukas is baie na aan my hart, want die Jesus wat ons in Lukas teekom, is die Jesus met wie ek regtig wil assosieer. Want dit is 'n Jesus, nou net om te recap, so julle, by the way, julle weet, ons is nou nog hier, soos ek het verstaan, vanaand, volgende week en die weke op. Dan is julle klaar met my, gelukkig, dan het julle my oorleef. Nog 'n kursus oorleef. Maar, as
Markus Evangelie, wie was Jesus in die Markus Evangelie? Lydende Messias, nê? Die lydende Messias, baie menslik gewees, nê? Wie was Jesus in die Matteus Evangelie? 'n Profeet soos Moses, alhoewel ek moet vir jou sê, Jesus is amper meer van 'n profeet in die Lukas Evangelie. Hy noem homself ook 'n profeet. Eintlik in Matteus is hy inderdaad 'n profeet, maar ook eintlik 'n leermeester van die wet, nê? Die ideale leermeester van die wet, iemand soos en groter as Moses. Dit is wat ons mos nou laas keer oor gepraat het. Nou in Lukas, en hou nou in gedagte, Lukas en Handelinge is waarskynlik een boek. Jy het dit geweet? Lukas Handelinge, ek weet in jou Bybel is hulle nie langs mekaar nie, wat eintlik seker sin maak, want hulle het die evangelies, so hulle het jou arme Johannes daar, hulle het Lukas Handelinge in 2 gedeel en Johannes in die middel gesit. Die rede hoekom is Lukas en Handelinge geskei? Dis actually nee, maar hoekom 2 boeke? Hoekom nie net 1 boek nie? Wel, dieselfde rede hoekom jy in jou Bybel 1 en 2 Samuel het, en 1 en 2 Konings, en 1 en 2 Kronieke. Want as jy hulle saam sit, is dit te groot vir 1 papierusrol. So dis 'n praktiese rede, regtig. Dis 'n interessante ding in die Hebreëse Bybel. In jou Bybel kry jy mos nou 'n 1 en 'n 2 Samuel. Nee, en 'n 1 en 'n 2 Konings en 'n 1 en 'n 2 Kronieke. In die Hebreëse Bybel het jy nie 1 en 2 Samuel of 1 en 2 Konings of 1 en 2 Kronieke. Jy het net Samuel en jy het Konings en jy het Kronieke. 1 boek. So hoekom in die Hebreëus is dit 1 boek, maar in die Grieks is dit 2 boeke? Want ons Bybel, ons Ou Testament se Bybelverdelings, alhoewel dit vertaal is uit die Hebreëus, dis vertaal uit die Hebreëus, die kanoniese verdeling is gebaseer op die Grieks. So die orde van die boeke en hoe die boeke lyk, is gebaseer op die Grieks, maar ons vertaal dit uit die Hebreëus, wat ouer is as die Grieks. Want dit is oorspronklik in Hebreëus geskryf. Want Hebreëus het nie vokale nie. Hebreëus is 'n taal wat jy net met konsonante skryf. Nee. Grieks het vokale en konsonante. So die oomblik wat jy 'n Hebreëse teks na Grieks toe vertaal, het jy miskien dubbel of meer karakters. En dit verdubbel dan nou die volume van die teks. Interessant, nee. Natuurlik nie die geval met goed soos 1 en 2 Korintiërs nie. Nee, want 1 en 2 Korintiërs is nie, jy sou hulle maklik in 1 papierusrol kon kry, maar dis 2 briewe, dis 2 afsonderlike briewe. Okay. So Lukas Handelinge, jy moet Lukas en Handelinge saam lees, en ons gaan dit bietjie doen. Ek gaan nie baie uit Handelinge werk nie, want ons wil fokus op die evangelie, ons wil fokus op Jesus, maar ons moet nog Handelinge verstaan, want dis eintlik een narratief. As Jesus die hoofkarakter in die evangelie, in die evangelie van Lukas is, wie dink julle is die hoofkarakter in Handelinge? Nee. Nie Paulus nie, nee. Nie Petrus nie, nee. Nee, nie die apostels nie. Wie bly oor? Die belangrikste figuur. Jesus is nie in Handelinge nie. Wel hy is, maar hy is ook eintlik nie hoofkarakter. Die Heilige Gees. Ja, dit is regtig, die Heilige Gees is regtig die hoofkarakter. Hy is die een wat die hele narratief dryf. En hy is 'n baie persoonlike karakter in Handelinge. Vir Pinkstermense, vir apostolies, soos ek, Pinkstermense, is Lukas Handelinge baie belangrik in ons hermeneutiek, want in ons verstaan van Bybel uitleg en goed, omdat die Heilige Gees meer prominent in Lukas Handelinge voorkom as in enige ander evangelie. So dis een kenmerk van Lukas Handelinge wat jy van moet kennis dra. Die Heilige Gees is die mees prominent. Ek sê nie, hy is natuurlik nie afwesig in die ander nie, maar hy is die mees prominent in Lukas Handelinge. Okay, interessant, nee. Okay, so kom ons bid en dan begin ons.
Baie dankie Here dat ons hier saam kan wees. Here, ons sit vanaand hier en die wêreld brand. Die wêreld brand, onskuldige mense gaan dood, daar's oorlog om ons, Here. En Here, wat moet ons bid in so 'n tyd? Ek weet nie eens eintlik wat om te bid nie. Al wat ek kan bid is, Here, laat U wil geskied en beskerm die onskuldiges, beskerm die mense wat die meeste kan verloor en kan ly in hierdie situasie. Ons dankie Here vir hierdie tyd wat ons saam kan spandeer. Seën ons in hierdie klas in Jesus naam. Amen. So, as Jesus in Markus die lydende Messias is, Matteus die leermeester van die wet, beter as Moses. Wie is hy in Lukas? Hy is die Jesus vir die gemarginaliseerdes, die armes, die verstotenes, die heidene. Dit is wie Jesus hoofsaaklik is. Hy is 'n Jesus vir die heidene. Ek het daar in my PowerPoint sê ek Jesus vir die heidene, want dit is 'n baie sterk klem, veral in Handelinge natuurlik, en dit is hoekom Paulus, naas die Heilige Gees, is hy eintlik maar die hoofkarakter wat die storie verder dryf in Handelinge. Maar eintlik moet ek daai slide verander, ek het maar gedink aan, dat ek het nou sien, eintlik moet dit wees 'n Jesus vir die gemarginaliseerdes, want daar is ook geen ander evangelie wat so sterk saak maak en so sterk veg vir die armes en die swakkes en die onskuldiges in die samelewing. Dit is hoekom ek hou van Lukas. Dit is werklik hoekom ek hou van Lukas. So dit is die groot vraag wat ons het in die Lukas evangelie, is hoe moet ons die verstotenis en die gemarginaliseerdes hanteer? Lukas skryf sy evangelie, hy wil homself voorgee as 'n tipiese geskiedskrywer. Jy weet, en dis interessant, onthou nou as ons praat van outeurskap, kan ons enigiets sê oor outeurskap? Enigiets? Niks nie. Okay, ons weet regtig nie. Daar's mense wat sê dat Lukas was 'n reisgenoot van Paulus gewees, want daar's 'n deel in Handelinge waar die vertelling gaan van derde persoon na eerste persoon. Het julle al daai, ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, die ons gedeeltes, sien dit in Handelinge 16. Daar's mense wat dink dit maak Lukas 'n medewerker van Paulus. Paulus noem ook 'n Lukas, die dokter. Daar's geen manier om te weet of die skrywer van Lukas daai Lukas is nie. Ons weet nie eens of sy naam Lukas was nie, want al die evangelies in hulle oudste forme, soos ek al vir jou gesê het, is anoniem. Hulle sit nie 'n naam van 'n skrywer by. En die naam van die skrywers is later bygevoeg. Baie mense sal vandag vir jou sê, dit is 'n Lukas wat jy kan assosieer met Paulus. Dis vir my moeilik. Ek is op die punt waar ek nie 'n uitspraak sal maak oor dit nie, want ons het net nie genoeg bewyse vir dit nie. En my een uitdaging met daai is, Lukas lyk vir my na 'n laat evangelie. Hy is waarskynlik net so laat soos Johannes, indien nie later nie. Deesdae dateer mense Lukas, selfs party mense dateer Lukas aan die begin van die 2de eeu. En hulle vat hom nie eens meer in die 1ste eeu nie, hulle vat hom, en Handelinge beslis begin van die 1ste eeu. Ek is een van die mense wat dink Lukas is ten minste aan die einde van die 1ste eeu geskryf, so 90 na Christus, miskien, en dat Handelinge gefinaliseer is waarskynlik aan die begin van die 2de eeu eers. So Lukas Handelinge in my opinie is baie laat. Meer konservatiewe Nuwe Testamentiese sal hom bietjie vroeër dateer, maar selfs die konservatiewe Nuwe Testamentiese sal huiwer om vroeër as 80s te gaan. Nee. So vir my om na 90 toe te druk, sê nie eintlik veel, jy weet. Jy weet, so dit is moeilik. Ons weet nie. Jy weet, die ander probleem natuurlik is,
ons lees van Lukas die dokter in Kolossense 4 vers 14, maar Kolossense is nie deur Paulus geskryf nie. Raakrof nie. Kolossense, Efesiërs en die pastorale briewe dit dra Paulus se naam, maar dis waarskynlik geskryf deur disippels, latere disippels van Paulus, want dis net te anders. Dis te anders. Baie min Nuwe Testamentiese vandag sal vir jou sê. So daar's ander soos Tertullianus, die kerkvader Tertullianus wat gesê dis nie Lukas die dokter nie, maar dis 'n prokureur gewees. Dit is ook, ons het niks in die teks om dit te verstaan nie. Die ander probleem waarmee ons sit is, as hierdie Lukas dan nou so nabye tydgenoot van Paulus was, wat soveel tyd met Paulus spandeer het, hoekom maak hy soveel foute oor Paulus se lewe? Want Handelinge maak foute. Sy geskiedskrywing oor Paulus is partykeer glad nie akkuraat nie. Hy maak foute, ons weet dit, want ons het in Paulus se eie briewe, die autentieke briewe, vertel Paulus ons mos nou bietjie van sy lewe en bietjie van sy storie, nee. En byvoorbeeld in Galasiërs, wat een van Paulus se vroegste briewe is, 1 Tessalonisense en Galasiërs is Paulus se vroegste briewe, in Galasiërs 1 en Galasiërs 2, vertel Paulus bietjie, en hy sê, toe hy nou tot bekering, hy vertel ons niks, natuurlik, Paulus self vertel ons niks van die Damaskus gebeure nie, dis interessant, nee. As dit nie verhandelinge was nie, het ons nie eers geweet hoe Paulus tot bekering gekom het. Ek sê nie, jy moet die hele Handelinge verhaal, jy moet nou nie die baba met die badwater uitgooi nie, as jy met my. Maar, volgens Handelinge, wat gebeur? Paulus is op die pad na Damaskus toe, hy kry hierdie visioen van Jesus, hy slaan blind neer, hy die skille op sy oë en die lang storie kort, uiteindelik word hy genees van sy blindheid, en dit praat ook van geestelike blindheid natuurlik, baie interessante studie om te kyk na blindheid in Lukas Handelinge, en dis altyd, soos by Johannes, dis altyd 'n dieper onderliggende boodskap oor geestelike blindheid. En dan sê die storie in Handelinge, waartoe gaan Paulus direk na dit? Nee, hy gaan Jerusalem toe. Hy gaan Jerusalem toe en dan ontmoet hy die disippels. Hulle is eers bang om hom toe te laat, want hy sê die vervolger van die kerk, maar dan uiteindelik via Petrus en daar's bietjie van, laat hulle hom toe, en Jakobus, die broer van Jesus, laat hom toe. En so word Paulus aanvaar tot 'n mate deur die groepie wat saam met Jesus was. Nee, dit is die Handelinge verhaal. Dis die Handelinge narratief. In Galasiërs sê Paulus, nadat hy die Here, nadat hy hierdie ervaring, ek parafraseer nou, nadat hy hierdie ervaring met die Here gehad het, hy sê nie vir ons wat nie, sê hy spesifiek, is ek nie direk Jerusalem toe, en het ek nie na die apostels toe gegaan nie, maar ek is vir 3 jaar waantoe? Arabië toe. Nou Arabië is nie Saoedi-Arabië nie, dit is die Romeinse provinsie van Arabië, wat vandag meest hoofsaaklik maar Jordanië is. En wat Paulus daar gaan doen het, weet ons nie. Ek weet nie, dalk het hy sy teologie gaan uitwerk, dalk het hy vir familie gaan kuier, ek weet nie. Ons het nie idee nie. Kon enigeen van die twee wees, ons het nie idee nie. Daar was moeilike politieke omstandighede in die provinsie in daai tyd wat Paulus geleef het, vir Jode, so dis vreemd dat 'n Jood daartoe sou gaan, want die Nabateërs was nie baie ten gunste van die Jode daar nie, en daar was konflik, maar miskien het hy juis gegaan as gevolg van dit. Miskien is hy, het hy gegaan net om sy teologie te gaan herbesin, ek weet nie. Party mense sê dit was 'n sendingreis wat ons nie van hoor nie, want dit was 'n mislukking. Geen bewyse vir dit nie, dis moontlik, maar hy het geen bewyse nie. So anyway, en dan sê Paulus, eers daarna, 3 jaar daarna, is ek na Jerusalem toe, en het ek net van al die apostels het hy wie ontmoet? Sefas. Wie Sefas? Petrus. So Handelinge sê vir ons, hy is direk Jerusalem toe, en hy is eintlik direk aanvaar deur almal, en hy ontmoet almal. Paulus self sê, ek is nie direk Jerusalem toe nie, ek is eers Arabië toe,
En toe gaan ek eers 'n paar jaar daarna Jerusalem toe, en eintlik het ek net vir Petrus. Nou wie se verslag is waarskynlik korrek? Paulus se, nee. Want hy ken sy eie lewe. En wat sê dit vir ons van die Handelinge verhaal? Handelinge wil die hele storie van die kerk bietjie idealiseer. Wanneer jy regtig 'n diepte studie van Paulus se briewe doen, dan kom jy agter, daar was vreeslike bekleierery in die vroeë kerk. En dit hoef nie 'n probleem te wees, tensy jy het een maak nie. Jy weet, dit is mense, en waar daar mense is feilbaar, maar daar is vreeslike bekleierery onder mekaar. Dit was nie hierdie samesyn, ons is 'n span, kumbaya tipe ding nie. Hulle het mekaar lelik. Paulus lees net Galasiërs, lees net 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, by the way, is waarskynlik 3 tot 5 briewe van Paulus wat gekopie en paste in een is. Het jy al ooit 2 Korintiërs gelees? As jy dit lees, jy dink eerder Paulus is mal of bipolêr. Want een oomblik is hy gelukkig en hy loof die Here en hy is hierdie wonderlike jolly mens, en volgende oomblik vloek en skel hy so dat jy amper die spoegspatsels nog op die manuskrip kan sien. Jy al gesien, hy is die ergste. Hy beklei die ergste, nog erger as in Galasiërs. In daai sekere dele van 2 Korintiërs. En ons dink 2 Korintiërs is actually ons dink nie, ons weet, ek kan vir jou wys, jy kan die nate sien waar die een begin, en dan word iets bygevoeg en dan begin die ander. Jy kan dit baie duidelik sien. 3 briewe, party ouens sê, nou deesdae selfs 5 briewe, wat saamgesit is om een te vorm. Jy weet, jy kom agter as jy die hartseer dele van 2 Korintiërs lees, dat dit was maar 'n moeilike tyd vir die kerk gewees. En Paulus moes regtig beklei, en dit is iets wat ons optel in Lukas Handelinge, veral vir die heidene, en die insluiting van die heidene in die kerk en in die evangelie. En dit is die groot saak wat Lukas baie sterker as Matteus probeer druk, jy weet. So in terme van outeurskap, ons weet nie. Vir wie skryf Lukas? Jy weet, hy skryf aan die een kant vir 'n man met die naam van Theophilus. In Lukas 1 vers 1 tot 4 sien ons dit. Hy sê, hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dat aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is heeltemal betroubaar is. So Lukas gee homself uit as 'n geskiedkundige, as 'n historikus, en hy wil 'n getroue, betroubare en reggeordende bios of lewe van Jesus skryf. Lewe in die antieke sin van die woord. En hy probeer dit te doen. Lukas is glad nie 'n geskiedskrywer in die moderne sin van die woord nie, maar hy probeer dit te doen. Hy probeer hard, en in die antieke sin van die woord is hy, en slaag hy daarin om 'n geskiedskrywer te wees. En as jy 'n kenner is op hierdie veld en jy het al 'n bietjie ander buitebybelse geskiedenis gelees, veral Griekse geskiedenis soos Herodotus of Xenophon, wat julle dalk nog nooit van gehoor het nie, hulle is Griekse geskiedskrywers, dan sien ons ooreenkomste in die styl van Lukas en daai skrywers. Dit sê vir ons, Lukas was waarskynlik hooggeleerd, en dit sê vir jou iets hoor, hy was, sy Grieks, by the way, Lukas Handelinge se Grieks is goed, regtig goed. Oor die algemeen is die Grieks van Markus se Grieks is nie goed nie. Markus se Grieks is sleg, Matteus is nie te sleg nie, Lukas en Johannes is baie goeie Grieks. Maar Lukas veral, Lukas is goeie Grieks,
En goeie Grieks is maklike Grieks. Almal sê altyd, goeie Grieks is moeilike Grieks om te lees. Dis nonsens daai. Goeie Grieks is maklik. Swak Grieks is moeilike Grieks. Swakste Grieks in die Bybel, Openbaring. Moeilikste boek vir my in die Grieks om te lees, Openbaring. Ek kan nie kop of gat uitmaak wat hy sê nie. Partykeer is werkwoorde weg, ek moet 'n werkwoord byvoeg, jy het nie idee. Ek dink ek het vir julle gesê, Openbaring se Grieks is so sleg dat geleerdes meen dat die swak Grieks is doelbewus so geskryf as 'n vorm van protes. So, dis hoe swak dit is. Lukas Handelinge, baie goeie Grieks. Theophilus is waarskynlik 'n Christen leier van 'n huiskerk, baie moontlik, en waarskynlik 'n ryk persoon, 'n elite persoon, en hy is waarskynlik Lukas se patron, Lukas se sponsor, die een wat Lukas betaal het. Onthou, om iets soos dit te doen, om so, julle weet, Lukas skryf die meeste in die Nuwe Testament, in terme van woordvolume. Natuurlik, Paulus het die meeste afsonderlike geskrifte, of boeke nou, nee. Maar in terme van woordtelling en volume, het Lukas by verre die meeste. So Lukas is die een wat die meeste woorde in jou Nuwe Testament geskryf. Dit moes 'n baie duur projek gewees het. Want nie net die skryf nie, onthou, skryf was verskriklik duur in die antieke tyd. Soos vandag wat jy vandag net iets skryf of tik, dit was regtig duur, jy het slawe nodig gehad, jy het mense nodig gehad wat navorsing moes doen. Hy sê, hy gee homself ook eintlik uit as 'n tipe van 'n ondersoekende joernalis amper. Nee, 'n investigative journalist. Hy gaan ondersoek en hy weet. Nou ons weet, ten spyte van dit, weet ons dat Lukas natuurlik Markus gebruik. Hy gebruik Markus ook. Daar is ook materiaal wat tussen Lukas, wat Lukas en Matteus het, ooreenkomstig is tussen Lukas en Matteus, wat nie in Markus is nie. Wat beteken dat Lukas die kiebron, of die bronne, wat verteenwoordig word deur kie, toegang toe gehad het. En daar's ook baie unieke materiaal, wat net in Lukas voorkom, veral gelykenisse. Aan die een kant, Lukas het sy eie Kersfees storie. Wat lees ons altyd oor Kersfees? Lukas en Matteus, maar veral Lukas, nee. Lukas het 'n uitgebreide geboorteverhaal, wat hy van sy eie bron af kry. Maar Lukas het natuurlik ook hy het die meeste gelykenisse, baie meer as enige ander evangelie, en ook 'n klomp van sy gelykenisse is dan nou natuurlik uniek aan Lukas. Nee, dis heel wat, ek weet, die barmhartige Samaritaan, die verlore, die verlore skaap, muntstuk en seun, jy weet, al daai goed, die gelykenis van die oneerlike skelm bestuurder, wat myns insiens die moeilikste gelykenis in die hele Bybel is om te interpreteer. Dit vind ons in Lukas. So Lukas fokus baie sterk op Jesus se lering. Hy fokus baie sterk op Jesus se lering. Okay. Nou, as ons dink aan die gehoor, een van die nuwe goed in Nuwe Testament wetenskap waaroor ek baie opgewonde is, wat navorsers bietjie doen, wat werk op hierdie goed. Ek self werk nie regtig op hierdie goed nie, maar ek moet uiteraard weet wat aangaan, en een van die meer opwindende goed wat ons in die rigting beweeg in Nuwe Testamentiese wetenskap, en veral by die evangelies, is, in die verlede het ons altyd die Bybel, die Nuwe Testament boeke gelees, asof daar 'n gemeenskap agter daai boeke is. Nee, nou in die geval van byvoorbeeld die Paulusbriewe of die briefmateriaal in die Nuwe Testament, daar kan jy argumenteer tot 'n mate, nie altyd nie, maar tot 'n mate dat daar 'n individu of 'n gemeenskap agter daai briewe is. Ons moet ook versigtig wees om dit aan te neem natuurlik, maar by die evangelies was dit vir baie lank, veral deur Duitse Bybelwetenskaplikes, aangeneem dat agter hierdie is 'n gemeenskap. En ons het dit gedoen nou byvoorbeeld met Markus en Matteus. Ons het gesê, wie was die mense vir wie hierdie evangelie geskryf is? Maar julle stem saam met my, dis 'n aanname. Ek kan dit nie bewys nie. En goeie wetenskap, wat moet jy kan doen in goeie wetenskap? Jy moet iets kan bewys.
Ons kan dit nie regtig bewys nie. Nou ek dink in die geval van Matteus en Markus, dink ek dink ons kan dalk gemeenskappe verbeel agter hulle en selfs Lukas. Maar 'n alternatiewe manier om te dink veral oor Lukas is om nie noodwendig te dink aan Christen gemeenskappe nie, maar aan elite netwerke wat literatuur skep en versprei. So nou begin ons te dink nie meer aan 'n groepie mense vir wie dit geskryf is nie, maar 'n stuk literatuur wat binne 'n komplekse netwerk van rolspelers speel. Dit is ingewikkeld hierdie goed. Maar as jy nou wil weet wat is nou die nuutste ingewikkelde goed wat ons doen op universiteit met hierdie goed, dit is die tipe goed dat ons begin dink hierdie evangelies het 'n interessante dinamiek gehad en in die geval van Lukas dink ek beslis dis die geval dat ja, Lukas is geskryf vir jy weet mense sou dit lees, mense moes dit lees, nee, maar in die eerste plek vir al hierdie tekste oor Theophilus en goed, sê vir ons, dis waarskynlik vir 'n klomp elite Christen leiers geskryf, wat 'n elite literêre netwerk gevorm het. En dit beteken jy kan anders na 'n klomp goed kyk. Weet, en dit beteken ironies dat die groot vraag altyd, maar ek moet dit in Engels stel want dit werk altyd lekkerder in Engels. Kan ek maar vergewe my. Is die evangelie van Lukas, is it written to comfort the afflicted or to afflict the comfortable? Is julle met my? Is dit geskryf om die mense wat swaar kry gemak te gee of die mense wat gemaklik is bietjie te laat swaar kry? Ek dink natuurlik dit is geskryf, it is written to afflict the comfortable. Ek dink dit is geskryf teen rykes. En dan maak hierdie hele teorie oor die elite netwerk vir my bietjie meer sin. Want hy wil daai mense. Onthou, elites het jy nie in groot groepe. Elites is ouens wat daar bo sit. En ek dink dit is waarvoor Lukas ook geskryf is om met hierdie ouens te praat. Hy wou die leiers en die gesaghebbendes en die invloedrykes. Hy het gedink, as ek hierdie mense se koppe kan draai, met behulp van iemand soos Theophilus, wat een van hulle was, waarskynlik, dan kan ons werklik iets bereik. En hy wil ook die storie van Jesus en die storie van die vroeë kerk op 'n bepaalde manier uitdruk. Okay. So dit is nogal interessant. Okay. So die ligging van waar is Lukas? Ek het vir julle gesê, hierdie evangelies, ons het nie 'n klou nie. Okay, ek meen Markus is moontlik Galilea, moontlik Rome. Meer uiteenlopend as dit kan jy kry. Ja. Jy weet Matteus probably Antiochië. Waarskynlik. Ergens in Syrië. Lukas, ek dink Lukas sou waarskynlik, as jy dit sien as hierdie elite netwerk, dan dink ek sou Lukas waarskynlik gevind, waar sou hierdie elite, ek praat van 'n elite literêre netwerk, dis 'n baie abstrakte konsep, nee. Maar waar sou daai so elite netwerk ingebed en gesetel wees? Ek dink die gemeenskappe van Paulus. Okay. So ek dink dit is elites, jy dink ook aan iemand soos Filemon, byvoorbeeld, vir wie Paulus skryf. Hierdie groot leiers. Jy dink aan sulke ouens. So ek dink dit is geskryf vir 'n netwerk van elites wat hulle self tot 'n mate assosieer met die gemeenskappe van Paulus. So ek dink ons kan Lukas binne daai gemeenskappe van Paulus, ek dink waarskynlik Klein-Asië. Dit kan Griekeland ook wees, maar ek dink die kanse is goed vir Klein-Asië. Maar meer as dit kan ons nie sê nie. Dis definitief 'n stedelike ligging. Hy is baie meer plaaserig, baie minder plaaserig as Matteus byvoorbeeld. Maar eintlik is meeste van die evangelies is eintlik maar, dis interessant, jy weet, Jesus is hierdie plattelandse, en hy praat in boerderytaal, maar dis geskryf vir mense wat in stede bly, al die evangelies, waarskynlik. Baie anders as Jesus se oorspronklike gehoor. Maar ons dink Lukas is waarskynlik vir mense stedelik, en datering, Lukas is die een boek wat die vernietiging van die tempel en alles rondom die tempelvernietiging, hy kry dit op
skokkende maniere reg. Die plekke waar hy nou die geskiedenis, ek het nou vir julle vertel, hy maak bietjie foute met Paulus wel. Ons kom nou agter, hy dalk bietjie foutiewe inligting gekry oor Paulus, nê. Maar as dit kom by die tempelvernietiging, het hy sy feite nogal reg, jy weet, hy praat, jy weet, anders as Markus byvoorbeeld. So, ons weet vir feit, dis na 70 geskryf. Jy weet, hy interpreteer byvoorbeeld 'n gesegde van Jesus, daai gesegde van Jesus oor die gruwel van verwoesting, nê. Jy weet, hy interpreteer dit as 'n verwysing na die beleg van Jerusalem en nie 'n afgodsbeeld in die allerheiligste soos wat gebeur het in Daniël en met Antiochus die 4de waarna dit eintlik verwys. Want daai gruwel van verwoesting is 'n verwysing na Daniël, na die boek Daniël, wat verwys na Antiochus die 4de, 'n Grieks-Syriese heerser wat Jerusalem ingeval het en 'n standbeeld van Zeus in die allerheiligste gesit het en die offerstelsel afgeskaf het en effektiewelik die Joodse tempel verander het in 'n heidentempel. En dis wat daai verwysing van Daniël, dis waarna Daniël se verwysing verwys. En ek dink ten minste in Markus en wel Matteus is bietjie grensgeval. Daai skrywers het so iets in hulle kop gehad. Lukas het geweet wat het gebeur met die tempel. Die Romeine het nie gekom in die tempel gerenoveer en dit 'n keizerkultus tempel gemaak en 'n standbeeld van die keiser of 'n standbeeld van Jupiter daar gesit nie. Hulle het die tempel verwoes, hulle het hom vernietig. So hy het geweet om te praat van die gruwel van verwoesting in dieselfde sin as Daniël. Hy het geweet dit gaan nie werk nie want dit het nooit gebeur nie. So hy weet dit baie goed. Jy weet, hy sê daar, wanneer julle Jerusalem deurleers omsingel sien, weet dan dat sy verwoesting naby gekom het, jy weet. En dan sê hy ook, sommige sal deur die swaard val en ander sal as kruisgevangenes na al die nasies weggevoer word en Jerusalem sal vertrap word deur die heidene nasies. Wel, dis presies wat gebeur het, nê, toe die Romeine Jerusalem ingeneem het. Wat natuurlik veral korrek is en wat nogal skokkend korrek is hy sê, jy weet, dis interessant. Jy weet, in Markus sê, bid dat jou vlug nie in die winter mag wees nie. Maar nou Lukas laat dit uit, hy voeg dit nie by nie, want hy weet, die werklike beleg van Jerusalem het nie in die winter plaasgevind nie, maar in die somer. Dis hoekom ons Markus voor 70 dateer, een van die redes. Want Markus het nog nie geweet wanneer dit gebeur het nie. Lukas weet baie duidelik, en hy beskryf die beleg in nogal in baie duidelike terme. So ons kan Lukas beslis dateer. Na 70, maar ek dink as jy 'n klomp ander faktore, ek meen, as jy Handelinge lees, dis 'n ontwikkelde kerk, dis 'n established Paulus tradisie. Daai goed vat lank om te ontwikkel. Jy weet, daai pendulum van geskiedenis en historiografie in die antieke tyd vat lank om te ontwikkel. En om so 'n gevorderde narratief van die kerk te hê, dit het tyd gevat. En daarom dink ek, is ons veilig om Lukas Handelinge tussen 90 en sê maar 110, selfs 120 na Christus te doen. Mense hou nie daarvan nie, mense is baie huiwerig om Nuwe Testament tekste in die 2de eeu te dateer, want dit is 'n kanon probleem. Maar ons kan nie meer dat daai goed ons stop van goeie verantwoordelike wetenskaplike analise nie. En in my geval, of 'n teks in die 1ste of in die 2de eeu geskryf is, maak nie 'n verskil aan sy gesaghebbendheid. Maar dit was 'n groot probleem vir die vroeë kerk. Die vroeë kerk het gesê 1ste eeu. Maar nou, wat is die verskil? As jy nou, so met ander woorde, as 'n ding klaargemaak is op die 31ste Desember, is hy in die kanon, maar jy weet, van die jaar 99, maar as hy een dag later, in die jaar 100, dan is hy nie meer in die kanon nie. Ons kan nie meer so redeneer. Nee, dis eintlik wat ek probeer sê. Ek het gesê, goeie Grieks, Lukas se hele storie is geografies gebaseer. Julle gaan sien wanneer ons Johannes begin volgende week, hopelik, afhangende hoe julle dit self gedra. Gaan jy sien, is glad nie geografies nie. Glad.
Maar Lukas is geografie belangrik. Lukas maak vreeslike foute met aardrykskunde. Ek gaan vir julle wys. Sy geografie is terrible. Maar hy doen dit met 'n rede. Hy doen dit actually opsetlik. Ek gaan dit vir jou nou, een van die groot gevalle gaan ek vir jou wys. Daar's 'n rede hoekom hy dit doen. Hy doen dit nie omdat hy stupid is. Maar die Lukas evangelie, dit begin in met Jesus se geboorte en dan veral maar net dit begin in Galilea. En dan is dit 'n lekker Lukas is 'n lekker evangelie. Daar's min evangelies. Ek sê altyd Lukas is it's the gospel on the road. Weer on the road again. Weet? Altyd as jy Lukas lees kan jy daai lekker liedjie van Willie Nelson in jou kop hê. Jesus is op die pad. Hy leer die mense on the road. Jy weet dis Lukas evangelie is 'n groot road trip. 'n Grondpad, meeste daarvan, een lang grondpad na Jerusalem toe. Maar dis een van daai great stories. Hou julle nie van daai stories nie, soos Lord of the Rings, nê. Dis hierdie avontuur en mense wat reis, nê, on the road. Dis daai tipe narratief. En Lukas meer as enige ander evangelie is 'n on the road gospel. En ek hou nogal regtig. Dit maak hom lekker om te lees. Lukas lees vir my die lekkerste. Johannes lees moeilik, totdat jy agterkom hoe jy hom moet lees en dan lees hy lekker. Maar Lukas, jy weet, hy daai lekker, Lukas is 'n goeie storieverteller. Hy skryf sy storie goed. So die Lukas evangelie is van Galilea na Jerusalem, en natuurlik Handelinge is van Jerusalem na die einde van die aarde, nee, die eindpunt van die aarde. So ek gee 'n volle struktuur van dit in jou notas vir jou. Okay. Groot ding by Lukas, Jesus is die Jesus vir die heidene en 'n Jesus vir die gemarginaliseerdes. En ons hoor bietjie Paulus daar, nê? Hoor julle hom? Ek dink tot 'n groot mate, selfs al het of die skrywer van Lukas Handelinge vir Paulus persoonlik geken het, is nou 'n kontensieuse vraag. Ek dink nie hy het noodwendig vir Paulus persoonlik geken nie, maar ek dink hy was 'n groot bewonderaar van Paulus. As hy hom nie geken het persoonlik nie, onthou as hy Paulus persoonlik geken het, moet jy dit dan moet jy onmiddellik die evangelie en Handelinge heel wat vroeër dateer. Maar hy was definitief 'n bewonderaar. Weet. So wat ek nou wil doen, ek gaan bietjie afwyk van die PowerPoint. Is dit oukei? En ek wil vir jou 'n paar goed wys hierso. So wat jy moet weet, Lukas is 'n evangelie vir die gemarginaliseerdes, vir die armes, en ons sien dit alreeds aan die begin van die geboorteverhaal. En jy weet, ons sien dit veral in die Magnificat. Nee, so julle ken die storie, Jesus se geboorte word aangekondig, die engel verskyn aan Maria. En by the way, die interessante ding wat jy ook, Lukas, kom ook, een van die goed waar jy iets van sy geskiedkundige vernuf sien, is hy is die enigste evangelieskrywer wat vir ons sê, dat Jesus en Johannes die Doper neefies was. Dit is interessant, hy is die enigste evangelie wat dit sê. So dit spreek iets van hoe naby Jesus en Johannes die Doper was met mekaar. Maar ons lees byvoorbeeld in die loflied van Maria, julle weet nou, nadat die engel vir Maria besoek en die aankondiging maak, en dan kom Elisabeth na Maria toe, dan het ons hierdie pragtige lied, die Magnificat. As jy Lukas het liedere in ook. So tot 'n mate, hy bring al die verskillende genres in om sy storie in te kleer, en hy het baie liedere, hy het die lied van Maria, die loflied van Maria, en luister nou net, as ek nou vir jou sê, dis 'n Jesus vir die verstotenis, die geringdes, die gemarginaliseerdes, luister na die Magnificat, die loflied van Maria. Dis nou in Lukas 1 vers 46. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien. En onthou, Maria is volgens ons standaarde vandag is Maria nog 'n kind. Hoor?
kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Kyk nou 'n bietjie daar in vers 51. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. sien jy? Okay. Magshebbers het hy van trone afgerig en geringes verhoog. Daar het jy die hele evangelie uit. Die hele dryfkrag van die evangelie vind jy daar. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes. Is dit nie mooi nie? Veral op 'n dag soos vandag, waar daar nou weer nog 'n oorlog uit. En waar ons dink die magshebbers besluit die koers van die wêreld. Vandag is eintlik 'n dag wat ons hierdie lied weer moet bietjie luister. Nee. En ek doen dit nou opsetlik, want julle kom agter ek is bietjie ontsteld met die gebeure van vandag. En ryk is met leë hande weggestuur. He is writing to afflict the comfortable. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy behoeftes, beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Mooi, nee. Daar sien jy presies die boodskap van die evangelie, en jy gaan dit sien. Ons sien dit herhaal homself die hele tyd. As ons kyk na Jesus se geboorte, daar is 'n aantal verskille. Dit is my altyd interessant oor Kersfees, dan doen ek altyd programme, gewoonlik op radio, RSG of Groot FM, ek is baie op RSG. Ek het die Kersfeespreek gedoen en 'n interview op RSG op Kersfees laas jaar. Ons hou nogal daarvan om die twee Kersverhale van Matteus en Lukas te meng, nee. Nou maak ons dit een. Dan is dit ons Kersfees storie. Dis okay, maar daar's eintlik aansienlike verskille. En luister wat sê ek, verskille, nie weersprekinge noodwendig. Ek dink dit is 'n bietjie meer kompleks as dit. Maar byvoorbeeld, in Matteus, wie kom besoek Jesus as hy gebore is? Ons het daaroor gepraat. Die sterrekykers, nee. Die heidene, die magie, nee. Wat waarskynlik Iraneese, ek bedoel Persiërs was. Hulle was Iraneërs, so. Hoe ironies is dit nie? In 'n geval, nie Iraneërs in die moderne sin van die woord natuurlik. Aan wie verskyn Jesus? Aan wie verskyn die engele? Skaapwagters. Nou skaapwagters, ons het 'n baie geïdealiseerde beeld van skaapwagters. Hulle verskyn op ons Kersfeeskaartjies. Dis 'n baie mooi, die goeie herder. Wie van julle like 'n skaapwagter? Dis 'n baie eerbiedige. Jy wil nie een wees nie, maar hulle is okay. Skaapwagters in die antieke tyd het hulle gehaat. Okay, haat is dalk 'n sterk woord, maar skaapwagters in die antieke tyd, hulle het nie hierdie geïdealiseerde beeld gehad nie. Jesus het skaapwagters eintlik gerehabiliteer, want hy het homself as 'n herder. Maar herders en skaapwagters in die antieke tyd, as ons na die rabbynse geskrifte kyk, hulle het nie van hierdie mense gehou nie. Hulle was gesien as skelms. Hulle het geglo hierdie mense steel skape. Hulle was gesien as sosiaal gemarginaliseerdes, armes. Hulle het meestal buite gebly saam met mense. En hulle was gesien as meeste van die tyd kulties onrein. Hoekom? Want hulle werk die hele tyd met diere, en wat doen diere? Nou as jy die hele tyd met jou by 'n is jy 'n veeartsie, so as jy veearts sê, enige veeartse? Niks veeartse nie. Maar as jy by 'n veearts inloop, nou praat ek van die Grand Nice Ryk dierehospitale nie, maar proper veearts, 'n veearts stink, gewoonlik. 'n Goeie veearts gaan stink. Jy gaan soos diere ruik, nê? Jy ruik die honde en die katte en wat ook al, jy weet, dit is net so, dis niks fout met die veearts nie. Dit beteken hy of sy doen hulle werk, jy weet, maar mense wat met diere werk die hele tyd,
diere stink. Okay? Nie jou jolkie wat jy shampoo elke dag nie. Okay, hierdie is skape en goed. Okay. En hulle moet die hele tyd geboorte gee. So hulle is die hele tyd in kontak met vloeistowwe van diere. So skaapwagters was regtig op die grense van die samelewing en sosiaal was hulle op 'n baie lae skaal gewees. Jy weet. En nog erger as belastingopgaarders in die antieke tyd. Nee, ek ben in die antieke tyd. So, dis interessant dat die engel verskyn aan die herders, aan die skaapwagters. Vir die eerste lesers van die teks, sou dit, Lukas is 'n skok evangelie. Weet jy hoe baie skokke, ons skrik nie meer as ons hom lees nie, want ons is bietjie domesticated, ons is gedesensiteer vir Jesus se radikaliteit, ongelukkig. Van ons grootste probleme, een van die goed wat ek regtig probeer doen wanneer ek my studente by die universiteit klas gee en wanneer ek wonderlike gawe mense soos julle leer, is ek probeer altyd te sê, Jesus was ongelooflik kontroversieel en hy het skokkende dinge gesê. Hy het mense ontstel. Okay? Ek meen, iemand wat nice is, gaan jy nie kruisig nie, korrek? En sy eie mense het hom, ek meen, dit was die Jode wat hom gekruisig. Die Romeine het hom ook nie gelike nie, hoor. Ek meen, kruisiging moet ons ook onthou is 'n Romeinse manier van teregstelling. Maar veral in die Lukas evangelie, maar aan ander ook, Jesus vertel skokkende stories. Stories wat die will afflict the comfortable. Dit gaan veral die Jode in magsposisies baie ontstel. So daar's baie skoktegnieke en hierdie was een van hulle. Hoekom aan die skaapwagters? Hoekom nie aan die skrifgeleerdes nie? Hoekom nie aan die hooggeagtes wat die skrif bestudeer nie? Hoekom aan herders? En hierdie skelms, ouens, dit is ouens wat steel, is arm, maar dit is die gemarginaliseerdes. Dis presies vir die mense, wat Lukas probeer sê, is vir hulle gestuur. Dis daai ou wat onder die bokse lê, onder die brug van die hoofweg. Okay? Die mense wat ons ignoreer as ons by die robot stop, wat ons nie wil sien nie. Die mense wat ons onsigbaar maak, ons is almal skuldig. Ja, ek is ook skuldig. Ons stop daar in ons lekker gemaklike karre met ons aircon. Gemaklik. En ons sien nie meer die mense. Ons is gedesensiteer. Ongelukkig, julle, we are the comfortable ones. Ek is ook. Lukas, jy moet die evangelie van Lukas lees en dit moet jou ontstel. Wanneer laas het jy iets vir 'n arm persoon gedoen? En moenie sê, ja, maar as ek vir hulle geld gee, gaan hulle net nog drugs koop of wat ook al nie. Nee. Wanneer laas het jy iets vir iemand gedoen wat swaar kry? Ja, dit is die vraag wat Lukas vra. En jy kan sê, nee, maar ek gee geld vir die kerk en die kerk help die armes. Dit is nice, maar ek dink nie Lukas, hy sien dit bietjie anders. Julle hoor. So, Lukas is in daai opsig 'n moeilike een om te lees. Goed, so dit is 'n belangrike aspek van die Lukas evangelie. Dan sien ons die prediking van Johannes die Doper. Hier raak dit baie interessant, weet, en ek sien ons tyd is by, en ek het skaars begin. Ek kort nog ten minste 'n ekstra week vir hierdie kursus, ten minste. Okay, kan ek net gou die klaarmaak. En dan volgende week gaan ons begin met die Nasaret manifesto, is dit okay? Julle weet nie wat dit is nie, maar ons sal begin met die Nasaret manifesto. Hy begin met die prediking van Johannes die Doper. Lukas 3. Hoeveel hoofstukke is daar? Ons is nou by 3. Julle moet nie so baie vrae vra nie. Julle maal te veel vrae gevra vanaand.
Julle het julle eintlik baie mooi gedra vanaand. Dit was die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was gouverneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Iturea en Trachonitis en Lysanias heerser van Abilene. Yes, dit was 'n sleg nie. Sê dit 10 keer vinnig. Annas en Kajafas was die hoëpriesters. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Kyk wat doen Lukas. Hy skets die geopolitiese situasie van die tyd. Hy skets die keiser Tiberius, die heerser van die wêreld op daai stadium in die Romeinse wêreld. Dan Pontius Pilatus, hy vat hom na Judea toe, Romeinse owerhede. Hy wil 'n goeie geskiedskrywer wees en hierdie is die tipe goed wat jy sien in daai geskiedskrywers wat ek vir genoem het soos Herodotus. En dan sê hy van Philippus en Lysanias, so hy vertel ons van die heersers om Herodes ook. En dan vertel hy ons van die hoëpriesters, so hy praat van die Romeinse leiers, die Joodse politieke leiers, Herodes en die om hom, en ook die Joodse godsdienstige leiers, die hoëpriester paar Annas en Kajafas. Kom die woord van God tot hulle? They are the comfortable. Die woord van God kom nie, selfs nie eers na die hoëpriesters toe nie. Na wie kom die woord van God? Die woord van God kom na Johannes toe, in die woestyn. Sien julle weer, hoe daai motief homself herhaal, nee. En dan sien ons dat Johannes, daar's onmiddellik konflik met die Fariseërs, in Hoofstuk 3 vers 7, die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê, julle slange, ek love die 1953 vertaling nie. Weet julle wat sê hy daar? Addergeslag. As jy nou iemand wil beledig, dan sê hy jou, in die antieke tyd, dan moet jy vir hulle sê, jou voorvaders is slange. Want onthou, hoe beledig jy iemand in die antieke tyd? Jy beledig hom so ver terug as wat jy sy oupas kan beledig. Regtig, dis hoe jy iemand beledig. Want eer en skande word genealogies bepaal. Dis hoekom geslagsregister so belangrik is. Nee, en hy sê dan, julle slange, weet julle wys gemaak dat julle die dreigende toring kan ontvlug. Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. En moenie by julle self sê, ons het Abraham as voorvader nie. Nee. Want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. So wat hy sê is, dit gaan nou nie meer oor jou status van Jood nie. Nee. Dit gaan oor baie meer as dit. En dan praat hy oor hierdie eskatologiese rede. Wat uitgekap gaan word. Hy sê daarso, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Nou net in my laaste 2 minute. Ons sien dan dat Jesus gedoop word. En dit is 'n kort storie in Lukas. Maar dan direk na die doop van Jesus het ons die geslagsregister. En as jy geslagsregisters vergelyk, kan jy onthou ons het gepraat oor Matteus se geslagsregister? Nommer 1, waar begin Matteus se geslagsregister? Seun van Dawid, seun van Abraham. Korrek. Dit begin by Abraham en waar eindig hy? By Jesus, nee. By Jesus. So, waar begin Lukas se geslagsregister? Hy begin by Jesus. Jy weet die rigting van 'n geslagsregister moet jy kan sien. In watter rigting gaan hy? Gaan hy van voor tot agter, van agter tot voor? Hy begin by Jesus. En dan gaan hy deur. Wat interessant is om van kennis te dra. Wie was die seun van Dawid? Volgens Matteus? Dink jy, kom. Seun van Dawid, nie Jesus nie, maar wie was Dawid se seun? Koning Dawid. Salomo, nee. So jy en Matteus se geslagsregister noem? Wie? Salomo. Vers 31. Blablabla, seun van blablabla. Seun van Nathan, seun van Dawid. Hy noem nie Salomo nie. Wie was Nathan? Hy word geassosieer met die priesters.
Hy haal selfs vir Salomo, wat 'n koning was, uit Jesus se geslagsregister. Interessant, né? Het jy dit al agtergekom? Want ons hou nie van geslagsregister is boring. So right. En dan sien ons, so daar is al klaar 'n groot verskil, né? En dan sien ons, hy het seun van Abraham daar, maar hy stop nie by Abraham nie. Hy gaan aan so ver as seun van Adam, seun van God. Hoekom Adam? Want nommer 1, hy wil volledig wees, want hy's 'n goeie geskiedskrywer, maar hoekom is Adam so goeie figuur? Want almal, die heidene en die Jode, kan jy van Adam. Adam sluit almal in. Nou, tot 'n mate Abraham kan jy sê ja, want Abraham was nie 'n Jood nie, hy was ook 'n heiden. Maar as jy tot by Adam gaan, en dit is die woord wat ek julle mee wil wegstuur hier vir Lukas se evangelie. Dit is 'n evangelie wat die waarde van universalisme en inklusiwiteit, maar veral universalisme is vir hom baie belangrik. Almal is welkom in God se koninkryk. Okay. En dan net die laaste ding, nou sien ons die versoeking van Jesus. Die versoeking van Jesus is baie soos Matteus. 'n interessante verskil. Die versoeking van Jesus in Matteus eindig met die duiwel wat vir Jesus na die tempel toe vat. Na die hoogste punt van die tempel. Nee. Sien julle dit? Wat is die laaste gebeure? Waar eindig Jesus op in Matteus? Wat is die laaste versoeking in Matteus? Die Hoë Berg. Hoekom? Want wie eindig sy lewe op 'n berg? Moses. Maar hier eindig hy met die tempel. Maar waar is die tempel? Jerusalem. Waar eindig die storie van Jesus? In Jerusalem. Hy sê, na Jesus die duiwel bestraf en vermaan, gaan die duiwel weg om op die bestemde tyd weer terug te kom. En wanneer kom die duiwel weer terug? In die Lukas evangelie, wanneer? Met die kruisig. In Jerusalem. Sien jy wat doen hy met geografie? Dis interessant, nê? Nee. Okay, ons tyd is verby. Gaan nog so 'n bietjie aan. Sorry. Volgende week gaan ons kyk na die Nasaret manifesto. Waarskynlik een van die belangrikste gebeure in die Lukas evangelie. En dan gaan so ons gaan kyk na so hier en daar 'n gelykenis van Jesus ook om hierdie beginsels bietjie uit te beeld. Ons gaan veral kyk na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Want ek dink hy is die een gelykenis wat nogal baie sterk maar ons sal ook kyk na die verlore seun, want jy kan nie Lukas doen en nie praat oor die verlore seun nie. Maar dan gaan ons ook kyk na bepaalde ander gedeeltes wat belangrik is. Veel interessant. Ons moet try volgende week om met Johannes te begin, maar ek beloof niks nie. Okay. Ek behoort Johannes in 'n uur te kan doen, moenie stres nie. Ek begin by Tygerpoort 'n reeks oor Lukas. Ek is besig om Lukas baie te geniet. Ek skryf 'n bietjie oor Lukas, so ek gaan by Tygerpoort gemeente 8 weke net Lukas doen. 8 weke net Lukas. Want julle wou alles gedoen het. Julle wou al 4 evangelies doen. Ek het hierdie klaar daar gedoen. Jy moet eers hierdie ene doen voor jy die in diepte in doen. Goed, julle ontvang asseblief die seën van die Here en asseblief kom ons bid vir die wêreld. Asseblief hoor en hou maar onthou jy moet weet wat aangaan. Kyk maar die nuus en moenie laat dit jou te veel ontstel nie. Onthou, die Here is in beheer. En dit moet jy altyd maar net onthou as jy dit goed. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen en amen. Julle moet 'n lekker week hê.